Weer 43. Hy het op God vertrou. Hulle sê dit. Hy het op God vertrou. Kyk hoe lyk hy. Kyk die toestand. Kyk wat gaan aan. Laat God hom nou verlos. As God behaag in hom het. Bedoelende, as hy nie verlos word nie, het God nie behaag in hom nie. En dis hoekom ek sê, blaatante uitdaging. Bewys nou. So die enigste manier vir Yeshua om te bewys dat God behaag in hom het, is om van die kruis af te kom. En hy doen dit nie. Hoekom? Want dis nie die Godsplan nie. Wat het Petrus gedoen? Hy het na die omstandighede gekyk, hy het na die golwe gekyk, hy het na die wind gekyk en toe sink hy. Wat het Yeshua hierso nie gedoen nie? Hy het nie rondgekyk. Hy het nie na die wind gekyk nie, hy het nie na die golwe gekyk nie, hy het nie na die mense geluister nie, hy het sy verkiesing vasgemaak. Ek is besig met hierdie saak. Vir hierdie rede het ek in die lewe gekom. En dis wat ek doen. En ek luister nie vir die mense nie. En ons, presies dieselfde. Waardeur word ons gelei? Deur die woord van God. En mense kom by jou en sê, maar as God jou lei, sal jy nie so optree nie. Dan sal jy so en so optree. En dit klink vir jou so reg. Maar 'n Christen lyk nie so nie. 'n Christen doen nie dit nie en 'n Christen sê nie dat. En die hele wêreld stem saam. En al die skrifgeleerdes en die fariseërs stem saam. En as jy vir hulle luister, sink jy. Waarvoor moet ons luister? Vir die woorde van God. Hy sê iets anderster as die fariseërs, die skrifgeleerdes van vandag. Hy sê iets anderster as die dominees en die pastore van vandag. Nie bietjie anders nie, radikaal anders. En jy stap daai weg, en jy praat sy taal. Jy sê wat hy gesê het. En die fariseërs en die skrifgeleerdes van vandag gaan vir jou sê, dis nie wat 'n Christen sê nie. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou verlos, as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. Jy het dit mos gesê. Doen dit nou. Jy sê dan jy's 'n Christen, hoekom praat jy so? En nou wil ons mense behaag. Ons wil mense tevrede stel. Jy moet dit nie doen nie. Bring die offer. Jy kan dalk al die vriendskappe verloor. Jy kan dalk 'n vyand van almal word. Yeshua het gesê, ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard, en dan sê hy, binne in die gesin. Verdeeldheid, binne in die gesin. Wat sê die dominees en die pastore? Nee, eensgesindheid in die gesin. Liefde en vrede en samehorigheid in die gesin as gevolg van Christendom. Yeshua sê, ek het gekom om die swaard te bring. 2 teen 3 en 3 teen 2. En nou veroorsaak jou gesprekke dat gesinne vyande van mekaar word. En wat sê die fariseërs en die skrifgeleerdes vir jou? Christen doen nie dit, maar dit is die gevolg van die evangelie, van die koninkryk van God. Nou laat jy jou beïnvloed en jy sê, ja, jy's reg. En jy verkondig 'n ander evangelie wat mense nie gehoor streel. En almal is lovey-dovey en paai mekaar en druk mekaar, maar daar's geen waarheid nie. En sonder waarheid word jy nie vry nie. Nou hoekom veroorsaak dit die swaard? Omdat dit 'n radikale evangelie is. Yeshua verkondig 'n ander evangelie as die evangelie van sy tyd. Daar's skrifgeleerdes, hulle ken die skrif. Hulle ken die profete, hulle ken die wet. En hy kom en hy is die skrif, maar hy verkondig heeltemal 'n ander evangelie. En hulle sê, jy kan nie van God wees nie. Jy is 'n Samaritaan, jy is van die duiwel besete. Hoor wat sê hy? Maar hy is die woord. En vandag herhaal ons net sy woorde. En hulle sê, jy's 'n Samaritaan, jy's van die duiwel besete. Wat hulle dit maar sê. Moet dit nie eens hoor nie. Moenie kyk nie. Moenie die wind sien nie. Moenie na die golwe kyk nie. Moenie bang word nie. Jy gaan sing. En dis wat Yeshua hier gedoen. Hulle sê al hierdie goeters van hom. Hy reageer nie.